Een van die belangrike beginsels wat die Here graag aan die mens wil leer, is dat dit 'n goeie ding is om aan armes te dink, om arme mense ook in ag te neem en 'n poging aan te wend om die sulkes se lewe makliker te maak. Ek lees weer Spreuke, hierdie keer Spreuke 19 vers 17, waar hierdie wyse Salomo sê: wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Baie interessant dat 'n lening aan God gegee kan word, bloot deur aandag te gee aan 'n arme mens, aan 'n behoeftige mens, iemand wat nie vir homself kan voorsien nie. En God dan dit eintlik gaan teruggee aan so 'n persoon. Salomo voel dit is 'n lening wat God gaan terugbetaal. So hy gaan die wat goed doen, beloon. Galasiërs 2 vers 10 verduidelik Paulus se verloop in die bediening en die verkondiging van die evangelie, waar hy toe in Jerusalem gekom het, waar hy die leiers van daardie tyd geleentheid gebied het om sy siening van die evangelie en die manier hoe hy dit verkondig te beoordeel en vir hom raad te gee indien nodig. En hulle het toe dit aanvaar wat hy vir hulle aangebied het, dat hy dit reg doen. En dan voeg Paulus by in Galasiërs 2 vers 10, al wat hulle gevra het, met ander woorde, daar was net een ding wat hulle ekstra van hom verwag het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Baie interessant. Moenie doop net reg en allerlei ander dinge. Dit kom nie werklik ter sprake nie, maar hulp aan die armes is pertinent. En nou sê Paulus, na aanleiding van daardie versoek wat aan hom gerig is, ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer. Paulus beskou hulp aan die arme as liefdesdiens. In 2 Korintiërs 8 vers 2 en 3 en ook in vers 6 sien ek die volgende: al was die gemeentes in Macedonië swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En nou die punt wat hy eintlik wil maak oor hierdie mense, al was hulle, die gemeentes in Macedonië, baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Hierdie arme mense gee graag. Hy sê, ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk, waarmee hy vroeër by julle begin het, nou ook te voltooi. Baie interessant, Titus, waarna hier verwys, was besig om in Kreta die evangelie te verkondig, en Paulus leer hom hoe om dit reg te doen, om liefdeswerk tussen daardie mense te doen, soos wat Paulus het gehoor het, en wat hy dit ook uitgeleef het, en wat dit ook belangrik maak, is dat elkeen moet hoor, dit is die evangelie, maar die evangelie sê, gee om vir mense wat dit nodig het, om gehelp te word, om hulle lewens miskien 'n bietjie te verbeter, hulle lewe te vergemaklik. Kom, ons dink meer hieroor, en nie net as 'n taak wat ons met klagtes moet aan voldoen nie, maar omdat ons verstaan, die Here God verwag dit van ons. Dis deel van die evangelie. Hy sal ons beloon. Loop mooi.